Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die waarheid van God se woord vir u altyd van kardinale belang is. Nou gesels andermal weer oor die wegraping fiasco 23-24 September, wat natuurlik glad nie plaasgevind het nie, maar die stof het nog nie gaan lê nie. Daar is alweer nuwe datums wat gekoppel word in Oktober, omdat daar nou kwansies die verkeerde kalender gebruik was, die Gregorian en so meer, maar ons gaan op 'n latere geleentheid daaroor gesels. Maar in hierdie video gaan ons kyk na Dani Botha se tweede gesprek met Isak nadat die wegraping nou nie plaasgevind het nie. En die vraag is, het Dani dan God se stem werklik gehoor? Want in hierdie video sê hy dat die Here het nie vir hom gesê 23 en 24 September gaan dit wel plaasvind nie. Maar Dani Botha het 'n video gedoen voor die wegraping sou plaasvind en daar 'n ander deuntjie gesing. So ons gaan kyk na daardie video's vandag en ook ander video's waarin hy duidelik maak dat God wel met hom gepraat het, dat dit op hierdie datums gaan plaasvind. So hierdie mense het nou twee monde wat hulle nou praat, maar ons gaan dit vandag alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou ons weet natuurlik die wegraping van 23-24 September 2025 het nie plaasgevind nie. Hierdie mense moet eintlik nou as valse profete gelabel word. Dis wat die woord van die Here leer. Maar ons leef in 'n tyd van baie misleiding, versagting en mense word nou maklik aanvaar, dit 'n ou foutjie gemaak en 'n mens maak dis nie 'n fout maak nie. Hierdie was 'n blaatante uitspraak dat dit wel sou gebeur het en hulle het God se naam gebruik om dit te kan promoveer dat dit wel gaan gebeur en dit het nie plaasgevind nie. Nou die vraag is, het Dani Botha wel van God gehoor of nie? Ons gaan in hierdie video's kyk en ek glo Dani Botha het glad nie van die Here gehoor nie. Jy moet onthou dat Satan hom altyd vermom as 'n engel van die lig en daar is baie stemmetjies en baie geeste wat in die wêreld uitgaan en baie mense mislei. Maar kom ek vat hier gou terug na 'n videoklip van Werner Olivier, waarin hy gesê het dat Dani Botha het nie van die Here gehoor nie. Kom ons gaan luister. En die video wat Dani gemaak het, gaan oor die wegraping, wat nou in September 23, 24, 25 September gaan gebeur. En ek het baie vrae gekry aangaande hierdie ding, en ek het gevoel om 'n video te maak oor dit. En ek wil dit baie duidelik stel, hierdie gaan nie daaroor om 'n man te verneder of enigiets nie, dit gaan oor die waarheid en dat mense nie weggelok word of bang word vir allerlei dinge nie. So ek het so 'n paar nootuitjies hier gemaak oor die goed wat hy gesê het en ek gaan nie te lank probeer wees nie. In die eerste plek het Dani gesê dat hy God gehoor praat het en dat die Here hierdie goed vir hom gesê het. Nou, ek wil dit baie duidelik stel. Die Vader het nie met Dani gepraat nie. Dat 'n gees met hom gepraat het, is beslis so, maar dit was nie die Heilige Gees nie. Dani het sy inligting op YouTube gaan kry en ongelukkig soos meeste predikers vandag kry hulle inligting op YouTube en deel hulle almal maar baie keer dieselfde klomp nonsens oor en oor en almal het hierdie stelling wat hulle maak dat die Here dit vir hulle gegee het en dit is nie so nie. Nou ja, Dani Botha roem op 'n baie gereelde basis dat die Here met hom praat en dat hy die stem van die Here gereeld hoor, terwyl dit nou 'n bewys is dat dit nie wel so is nie. Dani Botha het nie van die Here gehoor nie, want hierdie goed het nie plaasgevind nie. Nou, daar's mense wat komments gaan lewer op sy video's en een van daardie komments is baie duidelik, Dani was verkeerd, maar hy sê dan Jesus self het dit vir hom gesê. So daar's mense wat gehoor het dat Dani Botha dit gesê het. En kom ons gaan kyk na die videoklip waarin Dani nou na die sogenaamde wegraping wat nie plaasgevind het nie, met Isak gaan gesels het of Isak met hom gepraat het en Isak het hom gevra, het hy nie besef dat hy nou 'n fout gemaak het nie en kom ons gaan kyk wat sê Dani Botha oor hierdie hele aangeleentheid. Jy sê jy het 'n fout gemaak, jy erken jy het 'n fout gemaak. Ja. Het jy al ergens probeer vasstel wat dit is wat maak dat jy 'n fout gemaak?
Ja, die ding wat ek 'n fout gemaak het is, ek het geglo wat Joshua Makaela sê. Ek het dit regtig geglo, omdat ek daai dag gehoor het, die Here sê die verdrukking begin, en ek het die twee aan mekaar gekoppel. So die Here het nie vir my gesê, die 23 en die 24 gaan dit gebeur nie, maar ek het, na aanleiding van dit wat ek gesien het, toe op die YouTube, wat hy gepraat het, en gesê, die Here het aan hom verskyn, en ek het met Joshua gepraat, 'n lang tyd, gister. En Isak, hy is werklik nie 'n man wat los mond is nie, verstaan jy? Hy's 'n diep Christen, en hy's regtig lief vir die Here, en ek dink hy kry baie swaarder as ek vanoggend, met wat hy gesê het, en hoe hy gesê dat die Here aan hom verskyn het, en wie's ek om te sê die Here het nie aan hom verskyn nie? Weet, ek kan nie hom oordeel en vir hom sê, ja, jy lieg nie. Dis mos nie my doel, hoekom ek hier op die aarde is nie. Ek het hom gebel en vir hom versterk, en vir hom gesê, ek hoop ons kan saam gaan koffie drink, en saam bid, en saam 'n pad stap vorentoe, want ek kan hoor, hy het regtig ondervindings met die Here gehad, en hy is regtig lief vir die Here. Nou ja, Dani Botha prys hierdie man, hierdie valse profeet aan, wat alles verkeerd gehad het. En hy selfs nou bereid, hierdie man, Joshua, om te sê dat dit wel op die 7de Oktober gaan plaas van die wegraping. As jy nie daarvan weet nie, dis die nuutste wat hy gesê het, na hierdie mislukte valse profesie. En nou ja, Isak vra nou vir hom, besef jy het 'n fout gemaak nie, en dan begin Dani te sê, ja, hy dink daaraan, want hy het wel die basyne gehoor, en hy het die stem van die Here gehoor, of hom sê die verdrukking gaan begin, en dat hierdie man Joshua se gesprek natuurlik op televisie, dan ook 'n bevestiging is wat gekom het, na die uitspraak wat die Here natuurlik vir Joshua gegee het, en gesê dit gaan plaasvind op daai 2 datums, wat natuurlik glad nie gebeur het nie. Nadat Joshua hierdie valse profesie gemaak het, is Dani nog steeds vol lof vir hom. Jy kan hoor, hy's 'n godsman, hy's baie lief vir die Here, en hy het ondervindings met die Here gehad. Die bewys is, dit is nie so nie. Dit is glad nie so nie. Joshua het geen ondervinding gehad, dat die Here hom verskyn het nie, en hom gesê dit gaan plaasvind op daardie datums nie. Want onthou, die Satan transformeer hom as 'n engel van die lig, en so baie mense hoor hierdie stemmetjies, en hulle glo dis God wat daar praat. En dit is, Dani Botha behoort van beter te weet. Die skrif sê ons baie duidelik in 1 Johannes 4 vers 1, moenie elke gees glo nie, maar toets hulle. En hoe toets ons hulle? Deur die woord van die Here. Die woord, die skrif is vir ons gegee, en ons moet daarna toe gaan. Ons kan nie ons eie afleidings maak van wat ander mense sê, wat hulle ondervind, en so meer nie. En dis wat Dani Botha gedoen het, maar hy het gehoor, die Here het dan nie vir hom gesê, dis 23 en 24 September nie, hy het dit by Joshua gehoor. Maar kom ons gaan kyk na 'n gesprek wat hy gehad het met Johan in Nederland, en dat die Here wel met hom gepraat het. Kom ons gaan luister. Johan, I'm telling you, I haven't got a clue, because there are many people much more cleverer than I. I'm not the sharpest pencil in the packet, but God spoke to me clearly. I'm telling you, He is really coming. And everybody is going to see it, but everybody is not going to be ready. U sien, hier het hy natuurlik gesê, die Here het duidelik met hom gepraat, dat hy gaan kom. Wanneer gaan kom? 23, 24 September. Dani Botha kan ons nie maar net sê, hy het met my gepraat, hy gaan kom, en dit kan oor 10 jaar wees nie. Die hele situasie, die hele fiasco, die datums is 23, 24 September. So wat het die Here dan duidelik met hom bespreek? Hy het vir hom gesê, natuurlik het Dani geglo, dis 23, 24 September. So, die vorige klip, het hy die 4 basyne gehoor, en dat die Here gesê het, dat die verdrukking gaan begin. En hy het vir hierdie man Isak gesê, dat hy het in sy hart gehoor, in sy gees gehoor het. Maar hier sê hy vir hierdie man Johan, hy het dit duidelik gehoor, dat die Here met hom praat, hy gaan kom op 23, 24 September. Natuurlik het hy nou nie die datums genoem nie, maar die hele situasie, die hele aangeleentheid gaan oor 23, 24 September. Nou die volgende paar videoklips gaan bewys, dat Dani Botha wel gesê het, die Here het met hom daaroor gepraat, en het vir hom gewys. Kom ons gaan luister na hierdie videoklip. Ja. Isak, kan ek vir jou iets in 'n groot liefde sê? Ek is verskriklik lief vir hulle.
Ek het geen pyn in my hart oor hulle nie. Ek is vir hulle so lief. Ek bid vir Rooiens, ek bid vir hulle elke dag. Chantal is my getuie hoe ek voor God vir hulle intree. Maar jy weet, 'n profeet se woord word geken of dit uitkom of nie. Weet jy, dis 5 dae, 5 dagies wag. En dat hulle gaan sien wat gebeur. En daarna, Isak, sal ek sal voor die hele wêreld, ek sal kom lê dat hulle op my spring. Maar ek sê vir jou in die naam van die Here Jesus. 23 en 24 gaan die hemels ons. En Isak, God het vir my gesê nie, hulle dink net 'n trompet wat gaan blaas. En die Here sê vir my, ek gaan hierdie aarde tref met 'n skrikwekkende geweld. Daar was so 'n bietjie 'n probleem gewees met die uitsending wat Isak met Dani gehad het. Maar het hy natuurlik vir hom gevra oor die mense wat hom natuurlik teestaan, soos mense soos Rooiens en elke ware godsman wat hom teëgestaan het oor hierdie valse profeseë. En dan sê hy gaan net vir hulle bid en vir hulle intree en so meer. Dit is natuurlik voor die 23ste gewees. Maar hoekom sou Dani vir hulle wou intree? Hulle was tog reg gewees. En jy het nie nodig om te bid vir iemand wat God se woord gehoorsaam en reg verstaan nie. Maar dit is iets wat hy gesê het natuurlik. Maar kom ons gaan kyk, hy sê dat die 23ste en die 24ste September het die Here vir hom gesê, gaan hy die aarde tref met 'n slag. Met ander woorde die wegraping en dan gaan die wraakoordele oor die aarde kom. En dis wat al die pre-trib rapture leraars glo. Hulle glo as die wegraping vandag plaasvind, begin God se oordeele môre. Dit is nie so nie. Daar bestaan nie 'n pre-trib rapture nie en daar is nie oordeele wat gaan plaasvind in die begin van die 7 jaar nie. Maar hulle glo dit. En Joshua het natuurlik dit gesê en Dani Botha het natuurlik presies gaan sê wat Joshua sê, hy gaan die aarde met 'n slag tref. En dis Joshua het gesê he will come with a force. En jy kan dit gaan luister in sy video's van Joshua natuurlik. Maar kom ons gaan luister nou na 2 belangrike videoklips. Die een wat Dani Botha gepraat het met Isak na die wegraping nie plaasgevind het nie. En daarna praat gaan ek die klip vir wys wat hy voor die 23ste, 24ste met hom gepraat het. En kyk na die 2 verskillende uitsprake. Dis asof hy 2 monde praat. Hy sê hier nee, die Here het nie met hom gepraat hoorbaar nie, maar in sy hart. Maar die eerste video het hy gesê, God het duidelik met hom gepraat, soos jy nou met my praat. Kom ons gaan luister daarna. Ek wil liewerster aanhou met wat ek doen en eendag die Here sien. Ek wil tog vir jou hierdie vraag vra, want jy het in die onderhoud nou die dag, het jy gesê dat God vir jou met sy mond gesê het. Wat dan nou so 'n bietjie van 'n weerspreking is van dit wat jy nou gesê dat jy nou nog nooit vir Jesus in die oop kon sien. Sin bereid is om daarop te antwoord. Ja, hy het in my hart met my gepraat en ek het gesê ek ken sy stem. Ek weet wanneer hy praat. En hy het vir my verseker gesê die verdrukking gaan begin. Nou, ek sê nou weer mos, dis hoekom ek toe die datum sien van die 23, 24 en ek sien al die wiskunde wat hulle uitwerk. Toe het dit vir my sin gemaak. En so rukkie terug, seker omtrent 30 dae, 40 dae terug, toe ry ek in die kar hier en ek vra vir God, ek sê Here, hoekom het U dit geblaas? Ek weet U doen niks verniet nie. En Isak, soos jy met my praat, sê hy vir my, Dani, die verdrukking gaan begin. En ek weet, dis eers die wegraping, dan begin die verdrukking. En ek kom hier by die huis en nou weet ek die verdrukking gaan begin, maar ek weet nie wanneer nie. En toe ek die televisie aansit, toe sien jy ouetjie van Suid-Afrika op die televisie. En hy sê Jesus het aan hom verskyn en die Here het vir hom gesê, die 23ste en die 24ste met die fees van trompette, dis 'n idioom in Israel. Dis nie iets wat Jesus weggesteek het nie. Hy het dit vir ons geopenbaar wanneer hy kom. Jy kan vir enige Jood vra, Yom Teruah gaan saam met Yom Kippur. Dit is the day and the hour nobody knows. Dis 'n idioom.
En die Here het dit gebruik. En toe ek dit aansit, toe sê hy, die Here het my gesê met sy mond. Hy het nie gepraat met sy mond, sy gedagtes, maar ek het hom kom gaan kyk, ek was wakker. Toe sê Jesus vir my, ek kom my kerk al, die 23 en 24, nou moet jy onthou, ek lê daar op my bed, en ek het nou net vir God gevra, wanneer begin die verdrukking? En toe ek so opkyk, toe sê hy my, Dani, dis wanneer dit begin. Ek het so groot geskrik, en toe weet ek, nou het ek die verantwoordelikheid, en toe sê die Here vir my, gaan, en gaan sê dit vir die mense, en gaan sê dit vir jou volk, gaan sê dit vir Suid-Afrika. En van daai dag, Isak, ek het nog nie 1%, nie eers 0,25% twyfel nie. Ek sê vir julle almal, ek sê vir julle dit weer in die naam van die Here Jesus. Ons gaan Jesus sien, 23-24 gaan julle die bassyne oorblaas. Nou kan jy sien dat Dani Botha homself weer spreek. In die video na die 23ste en die 24ste September, op 25 September, het hy vir Isak gesê, nadat Isak hom gesê het, maar dis 'n weerspreking. Toe sê hy uit in sy gees en sy hart gehoor. Maar die video voor die 23ste het hy duidelik gehoor, hy sê vir Isak, soos jy nou met my praat, so het ek die Here gehoor. Met ander woorde, die Here se stem hoorbaar gehoor. Jy sien, hierdie mense vergeet baie gou, wat was die eerste ding wat hulle gesê het. En nou ja, Dani Botha, jy het nie van die Here gehoor nie, want niks het gebeur nie, en daar gaan ook niks gebeur nie. Die verdrukking gaan nie plaasvind nou nie, en dit vind ook nie plaas na 'n pre-tribulation rapture nie. Dit is 'n leuen, dit kom nie in die woord van God voor nie, maar so baie mense glo dit, en hulle dink as die wegraping nou plaasvind, is dit die verdrukking, en dit is nie die geval nie. Daar kom wel 'n tyd van verdrukking, dit ontken ons nie, maar dit gaan plaasvind voor die wegraping. Dit antwoorde, ons gaan eers die verdrukking gaan, dan gaan die wederkoms plaasvind. Nou kom ons gaan luister na 'n videoklip waarin Dani nou praat dat die Here wel met hom gepraat het, en hy klink so met sekerheid, het hy van die Here gehoor? Ja, hy het 100% van die Here gehoor. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Die Here Jesus gee vir jong mense drome, wat hulle droom, oor die datum van September. Ek meen, ons kan dit net nie meer wegsteek nie. Is daar 'n kans dat ek verkeerd kan wees? Ek is 'n mens. Het ek gehoor dat God vir my sê dis September? Ja. Is daar 'n kans dat ek kan verkeerd wees? Verseker. Dink ek is verkeerd? Nee, ek dink nie so nie. Weet ek is reg, 100%. Ek dink so. Nou ja, hy twyfel, kan hy verkeerd wees? Ja, hy is maar net 'n mens, maar hy het dan God se stem gehoor. As jy God se stem hoor, en jy weet, dis die stem van die Here, dan sal jy nooit twyfel nie. Die profete van ouds het God gehoor praat met hulle, en hulle het geweet dis God, en hulle het nooit getwyfel nie. Jy kan nie sê, ja, die Here het my gepraat, maar ek's 'n mens, kan ek 'n fout maak? As jy van God hoor, en jy is adamant om dit te sê, dan moet jy glad nie twyfel nie. Maar dit is maar net ietsie wat ek ingewerk het hier, om te wys dat hy ook maar dalk twyfel. En dit het nie plaasgevind nie, en daarom moet Dani Botha hom distansieer van hierdie hele fiasco. Hy moet nie verskonings aanbied en al die tipe van dinge nie, dat hy van die Here wel gehoor het, maar hy het dit verkeerd. Nee, daar bestaan nie ding, jy kan God verkeerd verstaan. As jy jouself as 'n profeet wil laat geld, volgens wat Dani Botha self uit sy eie mond gesê het, Amos 3 vers 7 en 8, as die Here praat en dan profeteer ons. Jy kan nie verkeerd gaan as God met jou praat nie. Nie as jy jouself 'n profeet wil noem nie. Maar Dani Botha, Joshua en vele ander wat hierdie visioene en drome gehad het, het nie van die Here gehoor nie. Nie een van daai goed. En daar was duisende tekens en drome en visioene en wat ook al die geval mag wees. Nie een van daai mense het God gehoor nie. As die Here vir jou iets sê, sal hy dit laat waar word. Maar die Here het nie gespreek nie. Nou goed, ek sluit af. Hoe hoor ek en jy God se stem? Ons hoor dit deur die woord van die Here. Ander woorde, as ek en jy wil weet wat in die toekoms gaan gebeur, volgens Openbaring, Matteus, Tessalonisense, Daniël, die boek Daniël, dan gaan ons na daardie boeke toe en ons gaan maak 'n behoorlike studie en kyk wat het God regtig geleer oor hierdie goed. Ons kan nie in die lug gryp en sekere mense want daar's baie van hulle valse profete wat gaan kom en sê die Here het gespreek. En as iemand vir jou sê die Here het vir my gesê, God told me, dan moet jy hardloop.
Daar is nie so iets nie, die Here spreek deur die woord tot ons harte. Mag die Here ons seën, mag die Here ons help, en ek sê weer, kom ons bid vir Dani Botha, ons moet hom nie veroordeel nie, maar Dani Botha het nodig om tot bekering te kom, wat hierdie situasie aan betref. Hy was verkeerd gewees, hy moet hom totaal distansieer van hierdie soort van goed. Hy moet hom wend tot die woord van God en gaan sit en luister na mense wat waarlik God se stem hoor in die woord en die regte afleidings maak uit die skrif uit. Ons kan nie maar net gaan gryp na dinge en sê die Here het gepraat nie. Tot 'n volgende keer, mag die Here seën. Totsiens.